Goeiemôre, good morning. Vandag is die 9de Oktober en dit is Wêreldposdag, julle. Interessant genoeg het Suid-Afrika se eerste amptelike poskantoor reeds in 1792 in die Kasteel die Goeie Hoop geopen. Dit maak dit die oudste instelling in Suid-Afrika. Wow, hoe amazing is dit? 1792. 1792. Kan jy nou meer? Wel, ek gaan vir jou 'n brief skryf dat jy vandag se episode gaan geniet. Ons kondig die wenner aan van ons kykersprys vir op dieselfde bladsy moontlik gemaak deur ons vriende by Graffiti Boeke. Ons gesels met die jongster van die nuwe Afrikaanse riller Hen. Arnold gesels met die Springbok Steven Kitshoff. Jonathan Rocksmith kom gesels oor sy rol in Chicago and all that jazz. En Zoe is hier om haar splinternuwe musiekvideo eksklusief met ons te deel hier by Goeiemôre, good morning. Baie opwinding, maar vir eers is dit tyd vir net so baie opwinding. Is dit amper meer opwinding? Ja, ek dink so. Ja, is lekker. Ek voel nogal reg sterk oor die volgende storie. Ons oggendpraatjie is Ja, have you ever been pranked before? Ja, Have you? Ja. maar ek is gewoonlik ook die persoon wat prank. Is jy 'n poetsbakker? Ja. Okay, Pieter? Ja, nee, ek is al uitgevang. Persoonlik hier en daar, ook onder andere deur die koning van poetsbakkers. En, Leon? ja, Rarig. Yep. Okay, but that's something to be proud of. Hy is 'n professionele poetsbakker. In elk geval, I hate a prank. I'll put it on record. I absolutely hate it. I don't like the humor. I don't like we being know. pranked. I don't like playing pranks. Pranksters beware. Moenie sê ek het hulle nie gewaarsku nie. A French social media influencer has been sentenced to prison for a series of terrifying prank videos involving fake syringe attacks in Paris. 27-year-old Amin Mojito, whose real name is Ilan M., became an online sensation after posting clips of himself pretending to inject strangers with syringes on the streets of Paris. The so-called pranks took place during a time of heightened public fear over real syringe attacks. He was charged with violence with a weapon not resulting in work incapacity, and in court, Ilan said he never meant to harm anyone, claiming he copied similar videos from Spain and Portugal to gain online fame. But prosecutors told the court that several of his victims were left deeply traumatized, some so severely that they needed hospital treatment for psychological distress. Although the syringe caps were never removed, authorities said that the influencer's videos spread unnecessary panic and could even encourage real attacks. One victim described the experience as a nightmare, believing they had been infected with some kind of a virus. Now, despite pleas for leniency from his lawyer, the judge ruled that Mojito's actions fueled a climate of fear. He was sentenced to 12 months in prison, with 6 months to be served in custody and the remainder suspended. Ek dink nie dis vir my bietjie erg. Ja. So 'n soort poets. Ek dink nie dit is reg nie. I just think, imagine, iemand kom na jou toe met 'n naald en hardloop weg en doen dit nou vir clout of likes of sulke goed. Dit is regtig net, jy kan jouself so opwerk om te dink, met wat is ek nou ingespuit? Was it drugs? Is it a virus? Is it something? I just don't think it's funny. I don't think it's funny, and I think that the punishment is definitely befitting of the crime. I think nou moet mense wat sulke goed doen, wat nie regtig snaaks is nie, that's actually like making people fearful of just walking down the street in France or Spain or Portugal or wherever it may be. You are responsible for making that person feel that way. So, vat hom tronk toe. Ja, Sy. altyd 'n duidelike streep om te trek. Dit is nou presies dit. There is a line that you shouldn't cross, whether you think something is funny and having someone have a result in pain and suffering as a result of something you thought was going to get you more likes and followers. I think it's really just disgusting behavior. Ja. Nee, dis wat ek sê. Ek dink en ek hoor wat jy ook sê, ons weet nou al teen die tyd dat Ras nie 'n aanhanger van poets is nie. Dis hoekom ons daar maar liewer nie skrik maak of so iets nie. Niks is vir my snaaks nie. Nothing is funny. Ja, Veral nie wanneer kom. Okay, maar gepraat van niks wat vir jou snaaks is nie. Het jy nou al in die bed gelê as jy nou moeg is? Ja. Jy kan nie lekker aan die slaap kom nie en dan hoor jy net die hele tyd. Dit is briljant. Doe dit weer. Huh? Maak jy weer geluid?
That is the most Muskiet. realistic mosquito sound I've ever heard a human So being vroeg in die make. oggend, né? Ja, kyk hier, Pieter slaap in die nag. Daar sê julle, dan wonder jy ook, wat is die doel van hierdie muskiet? Jy al daaraan gedink? Nee, Nog nie nie. rarig nie. Nee. Maar daar is 'n doel vir hulle. Otherwise, we would have gotten rid of them in some sense. Luister gou hier in Brasilië, pas die wêreld se grootste muskietfabriek in Campinas, São Paulo geopen. Dit gaan oor die musiek in my ore vanmôre ouens, né? Muskiet. Musiekfabriek. Hoor net gou hierdie. Ja, maar dit gaan omtrent soos musiek klink daar binne. Het jy 'n idee as jy 190 miljoen muskiete per week kan produseer, hoe klink dit daar? Hoekom vra jy? Wel, dit is gedoen om te help in die stryd teen die dengue koors. Hier word Aedes aegypti muskiete doelbewus met die Wolbachia bakterie besmet. Wat keer dat hulle die dengue virus kan oordra. Die bakteria word ook aan hulle nageslag oorgedra wat die verspreiding van die siekte verder beperk. Die projek kom nadat Brasilië in 2024 sy ergste dengue uitbreking nog beleef het wat meer as 90% van wêreldwye infeksies verteenwoordig het. Met hierdie reuse aanleg hoop die land om die siekte nou op ongekende skaal te beheer. So, Muskiet. in Brasilië van alle plekke. Ja. Ja, en weet jy wat, soms is dit maar net die slimste mense wat hierdie tipe goed kan uitfigure, né? Dat okay, kom ons gebruik die muskiete. Kom ons let's reproduce Ja. millions of mosquitoes just to see if we can combat another disease using an insect that transmits a very deadly other disease. Daar het duidelik nog nie 'n muskiet gehad wat hom pla in die Afrika lug. Want 'n muskiet kan nogal 'n sterende storie wees. Dit is dat julle wou vra, pla die muskiete julle gewoonlik? Want Ja. hulle los vir my ook nie uit nie. Ja, dit is nou beter, want nou het ek 'n man en 2 kinders, so hulle los my uit en dan is die kinders net besig. So, Chris het sulke groot bommels op hom, maar vir my los hulle nou uit. Toe ek klein was, het hulle my gechow. Ja. Ouens, het julle 'n idee hoe lekker sal dit wees of hoe onlekker sal dit wees om deur 'n toer te gaan by daardie muskietfabriek met 190 miljoen singende muskiete. Ja, hierdie is ons musiekfabriek. Musiekfabriek. Net nadat jy so mooi gebruik het dat ek slaap in die nag toe, gaan my oë hieroor. Ek wil net musiek en dan is dit muskiet. Muskiet. Maar wat dink jy voer hulle die muskiete? Ja, ek weet nie. Bloed. Want dit is natuurlik, that's what, isn't their staple diet? I mean, I'm not a mosquito expert, but I would assume, I'm not like Pieter Singh. Pira, jy het bietjie laat ingeklok vanoggend, jy staan vir 'n halfuur. Maar blijkbaar is dit net die vroulike muskiete wat die bloed suig. But like, what are they eating? Jy Geen gaan my idee vas. Ek het nie eers biologie op skool gehad nie. Kan ons navorsingsspan asseblief vir ons 'n Yes. bietjie indelf daarop, dat ons net kan kyk waar op leef hierdie muskiete. Daar kan ons voor die einde van die show net sê, hier is wat ons uitgevind het vanoggend op Goeiemôre, Good Morning. Waar jy altyd iets uitvind, ja, nê. Beslis. Beslis. Maar goed, dit is ook tyd om die wenner aan te kondig van ons op dieselfde bladsy kykersprys, moontlik gemaak deur ons vriende van Graffiti Boeke. So baie geluk aan Christel Botha van Bloemfontein. Kom julle klap hande asseblief. Jy is dan hierdie week die wenner van daai heerlike boekprys. Hy staan. Intussen kan jy ingeskakel bly, want net hierna kuier ons weer verder, net hier by Goeiemôre, Good Morning.